Hallo mense, my naam is Hilgard van Evenhuisen. Ons staan hier voor Tuindorp van Riebeek, waar ons 'n behoefte gehad het wat ons moes aangespreek het en wat ons toe na die Netling Foundation toe gevat het en gevra het dat hulle ons help daarmee. So kom saam met my asseblief, dan gaan wys ek julle 'n bietjie wat ons gedoen het. Hi julle, met Gerardus Netling. Ons het navraag van Hilgard afgekry om te probeer help by sy inisiatief, waar ek dink hy 'n ongelooflike rol speel in Woester, om na die ou mensies te kyk. Die rede hoekom ons betrokke geraak het, is as gevolg van 'n ding wat in my persoonlike hart lê, dat al ons jong mense vergeet hoe ons hier gekom het. Ek dink hierso is 'n goeie voorbeeld waar ou mensies in huise moet bly, waar die kinders wat nie so bevoorreg kan wees om na hulle ouers te kyk, maar hier moet sit en hulle laaste dae geniet. So dis hoekom ons betrokke geraak het. Dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg in Woester om so iets te kan doen, en om te kan sien wat ons bemag saam met mense om 'n verskil te maak. Langs my het ek vir Divan Maas. Hy is verantwoordelik vir die voorbereiding van ons golfdag wat ons nou elke jaar hopelik kan hê, saam met ons verskaffers, wat ook 'n groot impak maak om so iets moontlik te maak in ons samelewing. Ja, een van die belangrikste dinge wat vir ons groot was, is net om terug te gee en deel te wees van die gemeenskap. Ons is as die Netling Foundation wou vir hulle teruggee, en ons kon dit ook nie gedoen het sonder ons suppliers en kliënte wat almal betrokke geraak het en deel was van die proses nie. Ons het ook nie aan die einde van die golfdag net besluit ons gaan net vir die Tuindorp die geld gee nie. Ons was van die begin af van elke projek wat ons moes deel van wees, elke stap deur die park wat ons goed moes by reggemaak het, goed in stand gehou het, goed weer mooi netjies oorgedoen het, was ons heeltyd betrokke, en tot nou toe nog en na die tyd sal ons betrokke bly. Ek sal graag vir julle 'n bietjie wil vertel wat ons gedoen het. Ons het begin by die veiligheidsbeheer hier voor by die hek, waar die ou mensies die hek eers moes die hand oopmaak, ons die elektriese motor opgesit, en hulle kan nou vanaf hulle fone kan hulle die hek oopbel as vriende of familie kom kuier. Daarna het ons elektriese heining reg rondom die palisades gesit, sodat die mense nie boor kan spring nie. Ons het ook reg rondom omtrent 500 meter wat ons bebossing uitgehaal het en skoongemaak het, laat hulle kan sien wat in die agterkant van die heining aangaan. Toe ons dit gedoen het ons agtergekom, ons het 'n bietjie opknapping nodig op die palisades. Ons het die palisades binne en buite geverf. En dan ek dink die belangrikste ding is die beligting. Ons het voor by die hek het ons beligting opgesit, en dan ook reg rondom omtrent elke 25 meter gaan ons nou solarligte opsit, om net te kan sien wat in die aand rondom die mensies hier gebeur. Ek wil net graag weet of dit wat ons hier gedoen het 'n impak by julle gemaak het en 'n verskil by julle. Ja, ek sê dit is regtig 'n groot verandering met hierdie elektriese drade wat hulle hier omgesit het. Dit help geweldig baie. En ook hierdie wagte wat ons het, jy weet, ons ondervind dit, dat is nie meer so baie diefstal soos jy gewees het nie. Want ons moes omtrent elke dag, kan jy amper sê, ons buitekrane aangesit wat hulle wegstel, met die koperpype en daai goeders. So, dit het baie verander al sover, en ons is ook baie dankbaar wat julle gedoen het, om dit vir ons te bewerkstellig, dat ons dan nou veilig voel hierso. En nie weer, soos ek sê, skrikkerig in die nag is nie. Want ons weet nie of jy morgenoggend opstaan en jou voet is weg of jy nog hier is nie. Hierdie tipe van projekte is vir ons as die Netling Foundation glad nie enigstens moontlik sonder ons kliënte en ons verskaffers en almal se hulp van die publiek se kant af nie. Dit is ons wil dit graag volhoubaar hou en sonder julle toegewyde ondersteuning elke jaar kan ons dit glad nie volhoubaar hou nie, en ons wil net graag vir julle baie dankie sê dat julle elke jaar deel vorm van ons familie en dat ons kan saam kyk na ons omgewing in ons dorp. Baie dankie.